Gee my 'n geleentheid om net vir ons aanlyn gehoor welkom te sê, baie welkom. Ons gebed is dat julle vanoggend se diens saam met ons sal geniet. Mag die Gees ook daar waar julle is in julle harte werk. Hallo kerkfamilie, ek wil vanoggend met jou gesels oor 'n tema, die wind kan nie die woord oor jou lewe stil maak nie. Die wind kan nie die woord oor jou lewe stil maak nie. Dis 'n gesegde, en ek gaan vandag in dit raak, en voordat ek dit doen, gaan ek ons skrifgie lees in Engels, en dis in die boek van Handelinge 17 vers 26 en sê, "And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and boundaries of the dwelling place that they should seek God." Ek gaan dit later en sê, that he will take the desolated and put them in a homeland. In ander woorde, hier sê, God het die wêreld geskep, en God het geweet, dat daar gaan nasies wees, daar gaan seisoene wees, daar gaan tye wees, en hy het elke seisoen, elke nasie geordineer vir die tyd waarin hulle beweeg. Weet jy dat jy nie net toevallig in jou familie ingebore is nie? Weet jy dat jy nie 'n keuse gehad het om ingebore te word nie? Weet jy dat God gekies het om te gebore in die familie waar jy is? Dat die omstandig wat jy deurgaan deel was van God se plan? Weet jy die feit dat jy in Hallo Kerk is vanoggend, hier is God geordineer? Die feit dat jy 18, 19, 20, 26, 62 of 75 is in hierdie seisoen van jou lewe in Hallo Kerk is deur God geordineer voor die fondasie van die wêreld. Dis vir die woord sê, want God het hierdie spasie geskep en dit geordineer vir ons as mense om in te beweeg. Glo jy dit? As jy dit glo, dan moet jy glo dat God 'n plan oor jou lewe, dan moet jy weet dat daar rede is hoekom jy hier is, want God het 'n plan met jou lewe. Daar's die rede hoekom ek en jy Hallo Kerk familie hier is, as 'n familie in hierdie seisoen van ons lewens, want God wil my en jou gebruik om 'n verskil te maak in 'n wêreld wat dit nodig het. Dis 'n goeie beginpunt, en 'n goeie plek om te sê amen. Want die skepper van die hemel en aarde het jou gekies. Die skepper van die hemel en aarde het gekies om 'n spasie en 'n tyd te ordineer waarin hy jou wou laat beweeg om 'n verskil te maak. En dis hoekom ons hier is. Ons het die voorreg gehad om laas Sondag uit te bedien, en ek het my beste Brits gepreek laas Sondag. So as ek oorslaan, dan tel jy net jou hand op. Dan sê ons godsaligheid met vergenoegdheid is die grootste wins. Want God is hier en ek en jy is vergenoegd in wie hy is. Nie in wat ons het nie, maar in wie hy is en wat hy reeds vir ons gedoen het. Die wind kan nie die woord oor jou lewe stil maak nie. Ek wil ook sommer van hierdie oomblik gebruik om net vir jou te sê dankie. As jy by Street Showers was, ons waardes is ons is lief vir die Here, ons is lief vir mense en ons lewe vrygewig. En ek wil vir jou sê, maak nie saak hoe harde werk dit vir jou was nie, maak nie saak wat die opoffering was nie, jy het die voorreg gehad om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe. En dis saad in die grond en daai saad gaan vrug dra in jou lewe. Kan ons vir hulle lekker hande klap gee? Ek gaan lank jou hart voorberei vir ons in die woord gaan vir Hart van die Huis. Hierdie maand is Hart van die Huis. En 26 Oktober, my somme gou maak, 5, 7, 19, 26, dis hy. 26 Oktober het ons Hart van die Huis diens. En ek wil jy moet so lank jou hart stil maak en voorberei vir waarvoor ons die Here as 'n kerkfamilie gaan vertrou. Okay, so ons sal volgende week nader aan die tema beweeg, maar ons glo ons is 'n volgende generasie kerk. Ons glo dat ons die beste kinderkerk in die wêreld wil hê. Want God is 'n God van generasies. En ek het jy die voorreg om te deel in dit. Hier is vir die woord sê in Handelinge 20 vers 24 het sê, "Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kon voltooi en die dienswerk wat ek van Here Jesus gekry het, kan klaarmaak, en dit is om die evangelie van God se genade te verkondig." Paulus skryf en sê, Lukas skryf van Paulus hier en hy sê, as ek maar net die evangelie van God se genadewerk kan verkondig. Sê maar, God jou roep om iets te doen, dalk om iemand te vergewe, dalk om 'n bediening te begin, nuwe gedagte, 'n nuwe idee, dan is daar tye in ons lewe waar ons deur moeilike seisoene gaan. Daar's tye wat ons voel, Here, maar ek is nie bekwam meer te doen, Here, is hierdie die regte tyd? En dan wag ons so lank vir die regte tyd dat die tyd verbygaan. Is dit net ek? Here wys my. En 3 jaar later het ek nog steeds nie begin, ek wag nog op die Here. Daar's 'n seisoen in ons lewens ons moet verstaan dat wanneer God ons stuur, God ons die krag sal gee om aan te hou. Wanneer God jou gekies het en God 'n gedagte in jou hart geplant om iets te begin, dan gaan God jou die krag gee om dit deur te sien. Maar as gevolg van sy genade, sy gees, sy wysheid, sy teenwoordigheid dra ons wanneer ons self nie kan dra nie.
En Paulus se lewe is 'n pragtige voorbeeld hiervan en ons kyk na Handelinge 19 tot 21 en die van julle wat laas Sondag in die kerk was gevra om asseblief Handelinge 19, 20 en 21 gaan lees deur Pastor Maak, het julle dit gedoen. Nou as jy dit gedoen het, het jy 'n voorsprong vanoggend. As jy dit nie gedoen het, jy moet jy vorentoe sit en jy moet luister. In hierdie 3 hoofstukke van Paulus se lewe sien ons 3 fases van sy bediening wat belangrik is. 1, God gee hom die krag vir sy roeping. Paulus besef dat dit God se krag in en deur hom is wat hom in staat stel om te doen wat hy in hierdie seisoen van sy lewe doen. 2, Paulus dien dan met getrouheid hierdie roeping tot die einde. En 3, hy kies gehoorsaamheid selfs wanneer dit hom alles kos. So in 'n ander woord, hy sê, ek weet dis net God se krag in en deur my wat dit kan doen. Ek gaan kies om getrou te wees tot die einde. 2. En 3, ek gaan die Here toelaat om deur my te beweeg, al kos dit my alles. En die eerste punt wat ek vanoggend wil aanraak is dit, punt 1, God gee jou die krag vir jou roeping. Hallo kerk, jou krag kom van die Here af. Dis God wat sy Heilige Gees vir ons gestuur om ons te bekragtig vir 'n seisoen om ons roeping uit te lewe. Ons het al gesê, jou werk is nie jou roeping nie, jou roeping is. Jou werk is nie jou roeping nie, jou roeping is, en daarom gee God ons die krag om ons roeping uit te lewe in 'n seisoen en in 'n tyd. En in hierdie oomblik in Handelinge 19 voor ons lees, Paulus in Efese, 'n stad vol afgoderry, geestelike weerstand, maar dit maak nie saak hoe groot die oppositie is nie, God se krag is groter. Dit maak nie saak hoe groot die oppositie in jou lewe is of die teenstand in jou lewe is nie, God se krag is groter. Ongeag wat jy deurgaan, God is nog steeds God. Amen. En God se krag is groter. En dan sien ons hoe Paulus wonderwerk doen in die stad in Handelinge 19 vers 11 tot 12 sê dit, en God het deur Paulus wonderbaarlike dinge gedoen. Selfs doeke of voorskote wat in sy lyf geraak het, is op siekes gesit, en dan het hulle siektes verdwyn en die bose geeste het uit hulle uitgegaan. Dit sê God het vir Paulus gebruik, siekes het gesond geword, bose geeste het uit mense uitgegaan, God het vir Paulus gebruik. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink aan 'n gloeilamp. Ons het al illustrasies gedoen met 'n haardroër, maar jy moet vanoggend dink aan 'n gloeilamp. Sien, dit maak nie saak hoeveel krag daar is, tot daai gloeilamp nie ingeplak word nie, is daar nie lig nie. Tot ek en jy nie vas is aan die oorsprong van dit wat krag gee, kan ek en jy nie lig wees vir 'n wêreld wat dit nodig het nie. Die oomblik wanneer ons kies, Here, dat ons verstaan dat dit deur die Heilige Gees is, deur sy krag is en deur wat hy doen, kan ons vas word aan dit wat die oorsprong is van dit, en dit gee lig vir 'n wêreld. En Paulus het iets verstaan van die teenwoordigheid van die Here. Paulus het iets verstaan van sy afhanklikheid aan God in hierdie seisoen. Sien, ek hoef nie bang te wees vir die taak wat voor ons lê nie. God vra nie dat ons sterk genoeg moet wees nie. Hy vra dat ons net beskikbaar sal wees in hierdie seisoen. Hallo kerk, God wil nie hê jy moet sterk genoeg wees nie. Hy wil net hê jy moet beskikbaar wees sodat hy in en deur jou kan werk, want dit is deur sy krag wat ons beweeg. Dis wanneer ons kies om te sê, Here, ons verstaan en ons eie is ons swak, in ons maniertjies en ons dingetjies. En wanneer ek goed sê van die platform af soos jy sien, dan weet jy daar is 'n spasie. Maar so wat God is, en ons net kies om instrumente wees in die liggaam van Jesus Christus, is nou 'n oomblik wat ons sê, Here, ek weet ek kan nie, maar ek weet U kan. Daar's iets in my hart wat verstaan dat God in beheer is, dat God nog steeds getrou is. En wanneer ons aan dit vas is, dan word ons lig vir 'n wêreld wat dit nodig het. Wanneer ek en jy gehoorsaam is, gee God vir ons die krag, die woorde en die moed wat ons nodig het om te dien in 'n seisoen. Miskien staan jy vandag voor 'n reuse uitdaging in jou lewe. Daar is 'n gesegde wat sê, God roep nie die bekwames nie. Hy maak die bekwame wat hy roep. God roep nie die bekwames nie, hy maak die bekwame wat hy roep. En ons het begin deur 'n skrif te lees in Handelinge, en daai skrif sê dat ek en jy is gekies om hier te wees vir hierdie tyd, met ander woorde, ons is reeds geroep. En as jy verstaan in jou hart dat God jou geroep het vir hierdie seisoen, vir hierdie tyd, dan moet jy ook verstaan dat God jou bekwame sal maak vir wat hy jou voorgeroep het. Elkeen van ons in ons eie manier, in ons eie funksie, in ons eie gawe. Punt nommer 2 wat ek in die hart wil vasmaak vanoggend is dit, getrou aan die diens tot die einde. Getrou in diens tot einde. En ek weet nie van julle, wie van julle hou van verry? Die van julle wat gevul is met die Heilige Gees. Ek het net so gemaak sodat ek jou kan wys my hand opsteek, ek hou nie van verry nie. So nou kom 'n tyd wanneer ons op die pad is,
en dis interessant en dis lekker en daar's opgewondenheid in die begin en ons pak 'n paar dinge en ons bid gou saam en dan is ons in hierdie pad en ons is op hierdie journey. En dan kom daar 'n tyd wanneer dit lank raak, waar wanneer jy deur die Karoo gaan. Waar jy sê, waar is die volgende garage? Here, waar is die volgende? En partykeer in ons lewe gaan dit ook so. Ons begin opgewonde, ons pak iets aan en dan kom 'n seisoene wat dit voel of dit lank raak. Kom 'n seisoene waar ons sê, ek kan hierdie net tot die einde kom asseblief. Ek wil jou aanmoedig vanoggend om getrou te bly aan dit wat jy oorspronklik gevoel het toe jy in die kar geklim het. Om getrou te bly aan dit wat God in jou lewe geplaas het die dag toe jy gesê het, Here, hier's my lewe, neem dit. Daar gaan seisoene wees wat dit gaan lank voel, daar gaan seisoene wees wat dit gaan warm wees, wat dit gaan droog wees, wat dit gaan ver voel, wat dit gaan voel of jy tunnelvisie het en daar kyk. Ek wil jou aanmoedig, bly getrou aan dit wat jy in jou hart ervaar het die dag toe jy die Here ontmoet het. En toe hy gesê het, hoor, maar ek het jou gekies, jy is my kind en daar's 'n roep oor jou lewe. En dis wat in Paulus lewe gebeur in Handelinge 20 vers 18 tot 21 het sê, toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek die hele tyd van die eerste dag af, dat ek in die provinsie Asië gekom het, onder julle geleef het. Hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het, te midde van die droefheid, weens die vervolging wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Julle weet dat ek niks terughou het van julle, wat vir julle voordelig kon wees nie. En toe ek by julle in die openbaar gepreek het, en julle in julle huise onderrig het, ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan, om hulle tot God te bekeer, en ons Here Jesus te glo, en in ons Here Jesus te glo. Met ander woorde, hy sê, ek het die Jode en die Grieke ernstig vermaan, om hulle tot God te bekeer, in ons Here Jesus. Sien Paulus weet dat sy pad nie maklik gaan wees nie, hy weet gevangenskap wag vir hom, en dan sê ek, ag my lewe, nie van waarde nie, solank ek net my roeping kan voltooi. Hy leef nie vir die gemak nie, hy leef vir die doel. Sien Paulus leef nie vir die gemak nie, leef vir die doel, hy weet wat kom, en in hierdie gedeelte spreek sy lewe. Wie het die boek van Handelinge geskryf, hallo kerk? Enige iemand? Lukas. Lukas is besig om te skryf oor wat met Paulus gebeur. Dis nie Paulus wat vir homself skryf nie. Lukas het die boek van Lukas geskryf, Lukas was 'n dokter, Lukas het ook die boek van Handelinge geskryf, die kerkgeskiedenis, en hier skryf Lukas oor Paulus se lewe. Lukas skryf oor wat hy gesien het. En hy sê, dis wat Paulus gesê het. Dis nie wat Paulus gesê het, dis wat Lukas gesê het, Paulus gesê het. En hy sê, ek het geweet wat kom, maar gaan kies my lewe neer te lê ongeag. Ek gaan alles in my vermoë doen om die Grieke en die Jode te vermaan, om hulle te bemoedig, om hulle op te bou, sodat hulle kan weet dat daar Jesus is, dat daar Here is, en sodat hulle kan leef in die volheid van wat hy vir ons het. Ek wonder partykeer, en ek dalk is dit net ek, maar as ek tennis gekyk het 'n aand, die volgende dag gaan dink ek sommer ek kan tennis speel. Jy voel sommer jy wil dit doen. Of as jy golf gekyk het, jy het Masters gekyk, die volgende dag wil jy jou golfstokke vat, dan jy voel sommer dit werk. Maar hier is die moeilikheid, wanneer jy die Comrades gekyk het, dan wil jy jou takke aantrek. En 3 minute in besef jy, hierdie gaan nie vir jou werk nie. Sien, hier is die ding. 'n marathonhardloper hou aan hardloop omdat hy weet daar's 'n wenstreep. Hy hou aan want hy weet daar's 'n wenstreep. En elke keer wanneer hy 'n tree gee, ongeag hoe vinnig of hoe stadig is hy, een stapie, een tree nader aan die wenstreep. Hy kies om te volhard want hy verstaan daar's 'n prys, hy verstaan daar's 'n einde. Geloof is nie 'n kort wedloop nie, hallo kerk. Dit gaan my en jou aanhoudende trees kos elke dag van ons lewe tot ons Skepper ontmoet. En wat jy moet verstaan, geloof is nie 'n sprint nie. Dis nie 100 meter en dis verby nie. Geloof is 'n marathon en daai wenstreep kom die dag wanneer ons Vader ontmoet. Daai wenstreep kom die dag wanneer ons Skepper ontmoet. En ek wil jou aanmoedig in hierdie seisoen om aan te hou beweeg. Aanhou beweeg, aanhou beweeg, aanhou beweeg. Maak nie saak, daar's mense om jou, jy kan water kry, daar gaan mense verby jou gaan, jy gaan verby mense gaan. Hou aan om te beweeg, daar's 'n wenstreep, daar's 'n eindbestemming. En elke keer wanneer jy kies om te bly beweeg, beweeg ons nader.
God vra nie vir ons volmaaktheid nie. God vra vir ons getrouheid. En ek moes 'n dierles in my lewe leer as dit kom by hardloop, want ek is baie vinniger as my vrou. En ek sê dit in die kerk, want die woord sê die waarheid sal ons vry maak, dis die waarheid. Ek is vinniger as my vrou. Maar ek kan nie so ver hardloop soos my vrou nie. En elke keer kies ek om saam met haar kort afstand te hardloop, want dit gee my 'n voordeel. En ons iets wat ek moes leer, van nie te vinnig uit die blokke uitkom nie. Van net slow and steady. Net asemhaal en verstaan, dat ons ergens heen werk. En dit het my 'n prys gekos. My hart en my kop, my manier van dink en my manier van sien. En ek wil hê dit moet vanoggend in jou hart vas wees. Ons lewe nie net van oorwinning tot oorwinning tot oorwinning tot oorwinning nie. Oorwinning soos deel van wie God in en deur ons is. Ons lewe vir daai wenstreep. En dit gaan ons alles kos, hallo kerk. Dit gaan ons alles kos. Daar gaan trane wees, daar gaan teleurstelling wees, daar gaan blydskap wees, daar gaan goeie tye wees, daar gaan minder goeie tye wees. Maar God bly nog steeds God. En God bly steeds getrou. Jou gehoorsaamheid bou aan iets ewigs, selfs al sien jy dit nie nou nie. Hallo kerk, jou gehoorsaamheid in hierdie seisoen het ewigheidswaarde, selfs al sien jy nie die vrug daarvan nie. Kan ek jou aanmoedig om gehoorsaam te wees en om die Here toe te laat. As jy moeg is of ontmoedig voel, moenie ophou nie, jou lewe het 'n groter doel. God gebruik elke traan, elke stap, elke opoffering om sy koninkryk te bou. En die koninkryk van God is geregtigheid, vrede en vreugde in en deur die Heilige Gees. En die engel sê, and the gates of hell shall not prevail against it. Koninkryk van God, wat ek en jy dra hier in ons, omdat ons kies om gehoorsaam te wees en om te bly beweeg. En hier's punt 3. Gehoorsaamheid bo gemak. Wie hou van gemaklik wees? Kom ons jy hand lekker hoog opsteek. Ek kom ook vir andersom. Wie hou van ongemaklik wees? OK. Gehoorsaamheid bo gemak. Vir die van julle hande opgesteek het, julle is 2 stappe voor. Gehoorsaamheid bo gemak. Hier's wat dit sê in Handelinge 21 vers 13. Dit sê, en toe antwoord Paulus, waarom wil julle my hart sag maak met julle trane? En ek weet, hier is nou buite konteks, maar sien ek wil baie keer dit vir my kinders voorlees. So kom ek wys jou, wat Lukas geskryf het. Hy gesê, hy wil my sag maak met jou trane. En Paulus sê, in Paulus lewe hier sê Lukas, en toe antwoord Paulus, waarom wil julle my hart sag maak met julle trane, ter wille van die naam van Here Jesus is ek bereid om in Jerusalem nie net gevange geneem te word nie, maar selfs ook te sterwe. Paulus sê, moenie my hart probeer sag maak met julle trane nie. Ek is bereid om te sterf vir dit wat ek glo. Ek is bereid om te sterf vir dit wat ek in my hart ervaar, wat ek gesien het in hierdie seisoen. En laat my net toe om te wees wie ek moet wees in hierdie seisoen. Gehoorsaamheid bo gemak. Met ander woorde, Paulus sê, ek kies om gehoorsaam te wees, al is dit vir my ongemaklik. Ek weet julle wil dit vir my gemaklik maak, maar ek kan nie nou die gemak aanvaar nie, ek moet nou gehoorsaam wees aan die roep oor my lewe. En hier's baie keer wat gebeur wanneer 'n kaptein in 'n skip deur 'n storm gaan. Wat doen hy? Draai hy om? Nee. Hoekom draai 'n kaptein nie 'n skip om wat in 'n storm ingaan nie? Want hy verstaan dat die eindbestemming is aan die ander kant. En wanneer jy met 'n kleiner skipie beweeg, is seisoene wat jy ingaan, en dan kom jy terug, want jy het 'n fout gemaak toe jy na die weer gekyk het. Maar môre gaan jy weer. Want jy verstaan dat die bestemming aan die ander kant is. Net so het Paulus verstaan dat sy bestemming aan die ander kant was. Dat gehoorsaamheid nodig was, al sou dit om sy lewe kos. Ware geloof beteken nie 'n afwesigheid van vrees nie, maar gehoorsaamheid ten spyte van vrees. Ware geloof beteken nie die afwesigheid van vrees nie. Dit beteken gehoorsaamheid ten spyte van vrees. Wanneer ek en jy verstaan dat die woord sê dat God ons nie 'n gees van vrees gegee het nie, maar van liefde, van krag en van selfbeheersing. Dit beteken nie ons gaan nooit vrees nie.
Dit beteken nie, daar gaan seisoene kom waar ons gaan twyfel nie. Dit beteken nie, daar gaan die seisoene kom waar ons sê, Here, is U seker, U het my gekies vir hierdie een nie. Want ek dink, hierdie ou kan dit baie beter as ek doen. Daar gaan oomblikke wees in ons lewe wat ons twyfel. Maar ons verstaan dat God is getrou. God se plan vir ons lewe sal altyd groter wees as ons gemak. God se plan vir jou lewe sal altyd groter wees as jou gemak. Ons het nodig om 'n tentpenne te trek. Ons groei nie daar waar dit gemaklik is nie. Korrek? Ons groei nie daar waar dit gemaklik is nie. God se plan vir ons lewens sal altyd groter wees as ons gemak. Jou ja vir God kan iemand anders se lewe verander. Weet jy dat jou ja vir God iemand anders se lewe verander? En dis wat dit sê. As God dan sê, gaan. Jou gehoorsaamheid is die saad vir 'n wonderwerk. Net soos wat Paulus se lewe saad was vir wonderwerke en wat sou kom, is my en jou lewe, hallo kerk, 'n saad. 'n Saad vir 'n wonderwerk. 'n Saad vir iemand anders om 'n skepper te ontmoet. 'n Saad vir iemand anders se lewe om te verander. Omdat ek en jy gekies het om gehoorsaam te wees bo gemak. Nou, ek praat nie van 'n Sondag nie, ek dink ons sit lekker gemaklik hierso, nee. Maar wanneer ons hier uitstap, dan sit ons woord en daad by mekaar. Dan sê ons, Here, dankie vir 'n gemeenskap, dankie vir broers en vir susters en vir vriende, dankie vir selleiers. Dankie dat ons mekaar kan vasvat en kan verstaan. Dat ons gehoorsaam moet wees in hierdie seisoen en ons kies dit bo gemaak. Ons kies om verskil te maak. Ons kies dat ons lewens saad sal wees vir wonderwerke sodat Jesus Christus se naam verheerlik kan word. Dis wat ek en jy kies, hallo kerk. Die laaste punt wat ek vinnig wil aanraak, punt 4. Teen die wind en op die woord. Matteus 14 vers 22 sê: En net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan het. Dit sê net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan het. Met ander woorde, Jesus het gesê, ek sien jou aan die ander kant. Het jy al gehoor mense sê, see you on the flip side? Jesus sê, ek sien julle daar. Jesus gee vir hulle sy woord en sê, ek sien jou aan die ander kant. En Jesus laat die mense huis toe gaan. Hulle is in 'n storm in, gaan dit verder en sê, nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te gaan bid. En toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na toe aangeloop gekom. Met dagbreek die volgende môre. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook van angs, het hulle hart begin skree. Ek wil jy moet verstaan wat hier gebeur. In die Romeinse tyd was al 4/4. Daar was 4/4 van 6:00 aand tot 6:00 oggend, 6 tot 9, 9 tot 12, 12 tot 3 en 3 tot 6. Dit was die 4/4 waarin 'n nag ingebreek was in die Romeinse tyd. En die woord sê in the fourth quarter, met ander woorde tussen 3 en 6:00 oggend, het Jesus by hulle aangekom. Hy het hulle soontoe gestuur 6:00 die vorige dag. Nou 9,5 ure later kom Jesus by hulle aan. Hy het hulle sy woord gegee en gesê, hoorie, gaan daai kant toe, ek gaan julle daar kry. Hulle het geweet hy is op pad, want hy het sy woord vir hulle gegee, hulle het gesien wat hy nou net gedoen het. En in die oomblik is daar 'n storm wat opkom. En in die oomblik, terwyl hulle wag op Jesus, terwyl Jesus bid, en net so, miskien aan 'n kantnota, ek wonder hoe lank het Jesus gebid. Ek wonder hoe lank het hom gevat om die mense huis te stuur. Het hy langer tyd daar spandeer en toe vinnig gaan bid, of dink jy die mense huis toe gestuur en in die woordigheid van die Here gesit en gebid en toe uitgegaan die volgende oggend. Maar dit sê toe hy by hulle kom en hy loop op die water, het hom gesien, hulle het geskrik en gesê, dis 'n spook. Hallo kerk. Die afwesigheid van 'n storm in ons lewens beteken nie noodwendig die teenwoordigheid van die Here nie. Die afwesigheid van 'n storm in jou lewe beteken nie noodwendig die teenwoordigheid van die Here nie. Petrus was nie Jona nie.
Petrus was nie in 'n storm omdat hy ongehoorsaam was nie. Petrus was in 'n storm omdat God hom gestuur het. En partykeer is ek en jy in storms in ons lewens en ons misgis dit met die teenwoordigheid van die Here. Ons sê wanneer ek deur 'n storm gaan, is die Here afwesig. Nee, die Here is nie afwesig nie, jy is besig om te beweeg op 'n woord wat God reeds gegee het, wees gehoorsaam, hy is op pad. En toe Jesus daar aankom, het hy nie die storm stil gemaak nie. Jesus het nie onmiddellik die storm stil gemaak toe hy aangekom het nie. Petrus het gesê, Here, as dit U is, gee my 'n bevel. Petrus het nie gevra vir 'n bevestiging nie, Petrus het gevra vir 'n bevel na bevestiging. Ons het reeds bevestig dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het vir my en jou sondes, dat hy opgevaar het na die hemel toe, dat sy gees vir ons uitgestuur het, en hier is die bevel, gaan en wees gehoorsaam, ongeag die storm. Moenie toelaat dat die storm jou misgis vir die teenwoordigheid van die Here nie. Die Here is teenwoordig in ons storms. Die Here is daar wanneer ons hom nodig het. Al voel ons partykeer angstig, al voel ons partykeer, Here, maar ek kan nie, hier is die bevel, kom. En Petrus kom. Ek wil vanoggend vir jou sê, kom, ongeag die storm. God is teenwoordig, hy het reeds sy woord vir ons gegee. Hy het sy woord gestuur om Lazarus se liggaam te preserveer, en toe God kom, toe is die teenwoordigheid die woord by mekaar en lewe het gekom. Jesus het hulle vooruitgestuur, 9,5 ure later. 9,5 ure later. En Jesus was daar. En hy sê, dis ek. Dis wat jy voel teen wat jy weet, hallo kerk. Wat ek en jy voel en wat ek en jy weet is partykeer nie dieselfde ding nie. Maar ek wil jy moet hierdie weet vanoggend, ongeag hoe jy voel. God is God, God is getrou en sy woord oor jou lewe sal nie ledig terugkeer nie. God is nie afwesig in die storms in jou lewe nie. Toe die woord die eerste keer gesien het, was hulle bang. Selfs al was die woord daar. Besef, Jesus gee hulle woord. Sê, ek sien jou daar. Die woord wat vlees geword het, kom by hulle aan. En in daai oomblik is daar nog steeds twyfel. As gevolg van omstandighede. As gevolg van dit wat hulle deur is. Ek wil jou vanoggend vra, moenie toelaat dat omstandighede en hoe jy voel bepaal wat die woord in jou lewe beteken nie. Die woord van God is vas en die woord van God is waar. En geen storm en geen persoon en geen tydlyn en geen nag en geen dag en geen mensopinie gaan dit oor jou lewe verander nie. Hallo kerk, mense het leiding nodig en begrip nodig in hierdie seisoen. Nie oordeel en stigma nie. En hoe gouer ek en jy dit besef, meer lewens kan ons gaan red. Hou op om te oordeel. Laat toe dat God in en deur jou werk. Die wêreld het ons nodig, hallo kerk. Die wêreld het ons as gelowiges nodig om 'n verskil te maak. Jesus sê, jy wat nie sonde het nie, gooi die eerste klip. En die woord sê, hulle het van oud na jonk afgegaan. Weet julle hoekom? Maar die oudstes was die meeste keer al bo. Die oudstes het verstaan wat sy genade hulle reeds ontvang het. Wanneer ek nie in die kerk is en verstaan dat dit God se genade is wat ons hier laat sit vanoggend, dat God ons gekies het, dan gaan ons ook kies om in hierdie seisoen nie te oordeel nie. Maar om verskil te bring in 'n wêreld wat dit nodig het. Ons het die voorreg om vanoggend saam nagmaal te gebruik. Die daad van deel, sê die woord is om iets in gemeente hê, dis om in verhouding te wees. Wanneer ons deel, wanneer ons brood breek of bote breek, dan is daar verhouding. Die Nuwe Testament kerk het begin deur die breek van brood om 'n tafel. Gesê, dit is my liggaam, neem dit. So ek wil jou geleentheid gee vanoggend. En ek gaan nie vanoggend vir jou opsien nie. Ek wil jou net in hierdie oomblik bly in die Here se teenwoordigheid. Ek jou vra om asseblief 'n nagmaal element te kry aan my regterkant en aan my linkerkant, ook aan die agterkant van die kerk. Ek gaan vra dat hulle vir ons net 'n melodie speel en
as ons in hierdie oomblik net kan in sy teenwoordigheid bly en hom toelaat om deur ons te beweeg, dan kan jy nou die nagmaal elemente kry asseblief. Woord sê in 1 Korintiërs 11, vers 23 tot 25 het sê, en ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het gebreek en gesê, dis my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit, tot my gedagtenis. Ek gaan vra dat jy die brood neem, en dan gaan het verder, en dan sê dit, en net so ook, met hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is 'n nuwe verbond, wat deur my bloed beseeld is, gebruik dit elke keer as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. Jy kan die beker neem, sien die brood en die beker, hulle kerkfamilie verwys, na iets groters as Jesus se liggaam wat gebreek het en sy bloed wat net gevloei het vir ons sonde elke keer wanneer ons nagmaal gebruik. Dan herinner ons onsself daaraan dat ons vergewe is, nie deur ons eie werke nie, maar deur God se genade. En ek wil dit volgende weer jou spreek, dat jy sal weet dat jy vergewe is, nie deur jou eie werke nie, maar deur God se genade, en daarof jou 'n nuwe verbond is, 'n verbond van verhouding, 'n verbond van liefde, 'n verbond wat sê ek het jou gekies, verbond wat nie meer gebaseer is op wette of op offers nie, maar op wie God is en wat hy vir ons gedoen het. Ek gaan vra dat ons elke hoof sal buig, elke oog sal toemaak. Miskien is jy vanoggend hier en jy het nog nooit die geleentheid gehad om jou hart vir Jesus te gee nie. Miskien het jy vanoggend kerk toe gekom vir die eerste keer. Jy het nie geweet dat jy geroep is nie. Jy het nie geweet dat God jou gekies het en dat hy jou saamgeweef het in jou moeder se skoot en dat hy die tyd vir jou vir hierdie seisoen geordineer het om te beweeg nie. As jy vanoggend hier is en jy wil graag jou hart vir jy gee, wil ek jou vra om vir my asseblief met elke oog toe, elke hoof gebuig, net vinnig jou hand op te steek en te sak. Dankie vir daai hande. Dankie Heilige Gees dat jy hier teenwoordig is. Dankie Vader vir die voorreg wat ons het. Dankie dat jy vir ons weggemaak het om in verhouding met U te wees. Ek gaan vra dat jy hardop saam met my bid vanoggend as 'n kerkfamilie. Sê Jesus, ek glo dat jy die Seun van God is, dat hy gekruisig is, dat hy gesterwe het en dat hy opgestaan het. En ek kies vandag om my lewe neer te lê, om die deur van my hart oop te maak en om jy in te nooi as my verlosser en my saligmaker. Ek kies vandag om my lewe aan U te wy en ek dank U vir die voorreg wat ek het. Dankie vir my naam wat ook nou in die boek van lewe geskryf is.
bid dit in geloof. Bid dit in die naam van Jesus. En almal sê, amen. Kom ons geef hulle lekker hande klap.